my naam op te lig en te prys en te verheerlik. Ek bid vanmôre dat U ons bereik deur die woord van my gebed is, Heilige Gees. Welkom in ons midde, maar ek dank U vanmôre ook dat U die woord vir ons breek. Die Bybel sê in die boek Jesaja, U sal ons leer en lei in alle waarheid. Leer en lei ons, Here, dat daar blydskap in ons harte kan wees, soos my gebed in Jesus naam. Breek U woord, dat het sal ingang vind in elkeen se hart, dat die saad wat vanmôre geplant sal word, vrug sal voortbring, in Jesus Christus se wonderlike naam. Ons gee die Here al die eer, die lof en die aanbidding daarvoor. Elke versterking van buite af, Here, ons kanselleer en kragteloos stel. Ons wil dit omvergooi, verwarring in sy laar stuur, Here, in Jesus Christus se naam. En ons dank U vanmôre dat die doel sal bereik. U sal die doel bereik, Here, om by almal stil te staan. Here, vanmôre elkeen se hart aan te raak. Vanmôre mense se lewens te werk, sodat hulle uitgaan vanmôre hier. Hulle kan sê, waarlik waar, Here, iets vir my gedoen. Ons dank en ons prys en ons loof U daarvoor. En al die kinders van die Here sê, amen en amen. Mag maar sit, dankie. En vanmôre se subtitel is begin by jou huis. Julle reg vanmôre. Julle moet 'n dubbele safety belt saamgebring het vanmôre. Begin by jou huis. 2 Kronieke 29:1-10 gaan ons saam lees. Ek kan saam met my volg op die skerm of die Bybelsbeek kan oopmaak en dan gaan ek die lees vanmôre. Hy sê 29, Hizkia het 25 jaar oud koning geword en 29 jaar in Jerusalem geregeer, en die naam van sy moeder was Abia, die dogter van Sagaria. En hy het gedoen wat reg was in die oë van die Here, net soos sy vader Dawid gedoen het. Hy het in die eerste jaar van sy regering, in die eerste maand, die deure van die huis van die Here oopgemaak en dit herstel. En die priesters en die leviete laat inkom, en hulle versamel op die Oosplein, en vir hulle gesê, luister na my leviete, heilig julle nou en heilig die huis van die Here, die God van julle vaders, en bring die onreinheid in die heiligdom uit. Want ons vaders het ontrou gehandel, en gedoen wat verkeerd was in die oog van die Here ons God, en hulle het hom verlaat en aan aangesig van die tabernakel van die Here afgewend, en dit na die rug toe, en dit die rug toegekeer. Ook het hulle die deure van die voorportaal toegesluit, en die lampe doodgeblaas, en geen reukwerk aan die brand gesteek, en geen brandoffer in die heiligdom aan die God van Israel gebring nie. Daarom het die toorn van die Here oor Juda en Jerusalem gekom, en hy het hulle 'n skrikbeeld, 'n voorbeeld van verbasing en van bespotting gemaak, soos julle met julle eie oë sien. En kyk, hierom het ons vaders deur die swaard geval, en ons seuns en ons dogters en ons vroue is gevangenskap. Vers 10. Nou is dit in my hart. Luister wat hy sê. Hy sê nie wat die Here vir hom gesê het nie. Kyk vir my. Hy sê nou gaan ek doen wat die Here my gesê het nie. Hy sê nou is dit in my hart. Interessant, hè? Om 'n verbond te sluit met die Here. Die God van Israel, dat sy toorngloed van ons afgewend kan word. Mense, ek sit en dink, wie toe ek dit lees, is niks om, jy dink om te sondig as raai jy kan maar aangaan. Maar Jesus sê dit. Hy sê, moenie die mens vrees nie, maar vrees God wat jou liggaam, sowel as jou siel, in die poel van vuur kan werp. Vrees hom, respekteer hom. Nou ter inleiding vanmôre my eerste punt. Hizkia was die 13de koning van Juda. 13de.
En hy het die troon bestyg in die ouderdom van 25, op die ouderdom van 25 jaar. En die Bybel sê vir ons dat hy 29 jaar in Jerusalem geregeer het, deel van Juda, né? En die Bybel sê hy het gedoen wat, luister mooi, wat reg was in die oë van die Here. Hy het gedoen wat reg was in die oë van die Here, net soos sy voorvader Dawid gedoen het, wat 330 jaar terug geleef het. Hy het reg gedoen in die oë van die Here, net soos sy voorvader Dawid 330 jaar terug. Nou die eerste vraag wat my opkom nou. Luister mooi. Sy seun was goddeloos, ons het hierdie week oor gepraat. Manasseh was goddeloos. Nou lees ek daar, ons het oor dit gelees baie keer, dat selfs sy pa Agas was 'n bose koning. So uit Agas uit, op daardie bloedlyn, het Manasse dan koning geword. In daai bloedlyn, al was hy nou die seun gewees van Hiskia, was daardie bose bloedlyn deurgekom tot by hom. Maar interessant wat ons daar vind, so sy pa was boos, sy een seun was boos, maar interessant wat ons vind in verse 1, noem hulle sy ma se naam by die name van Abia. Ons vind die naam Abia daar. Hoekom is sy ma se naam in die woord daar opgeteken? Ja, oor gedink, as jy luister lees. Kom ons kyk eens na die betekenis van die naam, as gaan ek jy verduidelik of ek glo wat daar is. Omdat dit 'n belangrike rol, name in die woord speel 'n belangrike rol, en in daardie tyd spesifiek, dat dit jou karakter en jou persoonlikheid geopenbaar. Vandag maar dieselfde. Jou karakter en jou persoonlikheid geopenbaar. Nou die eerste naam wat ons nou vind van ons hier, hy noem dit Hiskia, hy noem Hiskia. Soos ons vind in Kronieke, beteken Yahweh versterk. Of die Here gee my krag. Maar in konings vind ons Hiskia, die He is weggehaal, He is weggeneem, wat die He is, daai element voor die naam word weggeneem, word die naam verkort na Hiskia, wat ons vind in konings, wat nog dieselfde betekenis het. Dis 'n korte vorm van Hiskia, en dit was algemeen in die Hebreëse taal om dit te doen, soos as jy iemand baie keer sê, sy naam is Johannes, maar hulle kan daai persoon Johannes kan hulle Jan noem. In ons tyd is so, hulle verkort die naam, net so het gedoen in daai tyd, maar die betekenis van die naam is nog dieselfde. Hiskia of Hiskia is nog dieselfde, en dit het plaasgevind in die Hebreëse tyd, daai tyd, dat hulle dit wel so gedoen het. Dus dit van dit hier, in konings is hy Hiskia, in Kronieke noem hulle die Hiskia. Tweede naam wat ons vind is Agas, dis sy pa, dis Hiskia se pa gewees, en sy pa se naam, luister daar, beteken, hy het gegryp, hy hou vas, hy besit. Hy het gegryp, hy hou vas, hy besit. Dit was sy pa se naam. Derdens, sy ma se naam, Abia, beteken, Yahweh is my vader. Is nie prachtig nie. En vierdens, sy seun se naam Manasse, beteken hy laat vergeet om te vergeet. Ons laas die keer op gepraat. Hy laat vergeet om te vergeet, dis die betekenis van daai name. So as Hiskia se pa dan boos was, die tweede punt, dan was dit sy ma, luister mooi, wat die fondasie in Hiskia se lewe gelê het. Alhoewel dit nie baie keer so werk nie, en die priester se werk is om dit te doen,
het die ma om die regte dinge geleer en in die vrees van die God van Israel groot gemaak. Nou dink net by jouself, en ek wil dit vanmôre vra. Een persoon wat in die huis die Here dien. Een persoon wat God volg. Een persoon wat God respekteer en vrees. En jou kinders in dieselfde huis, wat word jou kinders geleer? Gaan die ma ingryp as die pa boos is, of gaan die pa ingryp as die ma boos is? Maar volgens die woord van die Here verwag hy van jou en my, dat die priester van die huis is sy werk om die kinders op die pad te hou en hulle te leer aangaande wat die woord sê. Daar het ek moes dit gedoen het, want hulle moes vertel het waar hulle voorvaders uitgehaal was en wat die Here vir hulle gedoen het, uit Egipte gelei, en hulle moes dit gedoen het, hulle het gevra, is hulle vrou het hulle in tente gebly van met talmpakke gemaak, palmtakke gemaak, dan sê hy vir hulle, omdat die Here ons bevry het uit Egipte, dien ons om hulle sou hy fees ook, wat die loofete fees is, wat die Paasfees is wat ons vandag ken. God se naam word deur verheerlik en geprys. Hulle moet reg geleer word, maar hier was dit andersom. Die pa was boos. Nou moes die ma ingryp en die regte fondasie lê in hy kind se lewe, voordat ek sê baie keer voordat hy 12 jaar oud was, na 12 was dit moeilik om my bompie te buig. Hallo. Maar hy fondasie gelê word. En dis wat sy gedoen het. Dis wat die vrou gedoen het. Sy het Abia, wie se naam Jahwe is, my vader, Jahwe is my vader, het die fondasie in 'n kind se lewe gelê, want sy die potensiaal raak gesien. As jy jou kind reg groot maak, en die fondasie in hy kind se lewe reg lê, sal hy kind volg dit wat hy geleer was. As jy verkeerde dinge doen, ma en pa ingesluit, kyk die kinders nogtans op na jou. Hulle glo dit wat jy doen is reg en is verkeerd, en jou kind gaan volgens dit opgroei. Wat my pa het gedoen en my ma het gedoen, nou doen ek dit nou ook self. My pa kan niks vir my sê nie, my ma kan niks vir my sê nie, want hulle het self gedoen in die huis. Dis hoekom ek sê dat die kinders kyk op na die ouers. Hulle hou ons dop. Wat ons doen, volgens dit moet ons kinders leer, en die kleinkinders moet geleer word om dieselfde pad te volg volgens die woord van die Here. Ons mag nie ingee nie, ons mag nie ander dinge doen nie. Ons moet 'n pad saam met hom stap, en saam met my kinders stap, saam met my kleinkinders stap. Hulle moet reg geleer word van die begin af. Daarom is dit belangrik om by jou huis te begin. Begin by jou huis. As hulle onder jou dak is, moet hulle jou volgens jou reëls en regulasies inval. Dis jou termyn, dis jou territory wat jy het, en daai kind moet volgens jou geleer word om jou te gehoorsaam onder jou dak. Kom nou mense. Dit gaan nie so nie. Baie keer doen hulle wat hulle wil, bring op die erf in wat hulle wil, bring in die huis in wat hulle wil, en jy kan nie verstaan, hoekom gaan dinge nie lekker nie, hoekom word alles omver gegooi, maar jy dan toegelaat dat al die dinge ingebring word, jy luister na hulle dinge, jy kyk saam met hulle dinge, wat heeltemal teen die woord van God is, en jy verwag nog die seën van die Here op jou, dit gaan nie gebeur nie. Jy moet jou voet kan neersit, en sê, in hierdie huis word sulke dinge gekyk, niks buite die woord, gaan ek toelaat nie, ek gaan net alleen dit wat God se woord vir my sê. Nou vra ek die vraag, terwyl ek voorberei, sal jy na sulke dinge kyk, en sulke dinge sê, as Jesus Christus langs jou sit? Hallo, ek glo nie. Ek glo nie. Daar word hulle moet geskool word vir hulle, en geleer word voordat hulle die groot mens wêreld betree. Toe die Bybel sê, 1 Petrus 5 vers 8,
Die duiwel loop rond soos 'n brullende leeu en kyk waar daar iemand is wie hy kan verslind. Dit is sy werk. Hy soek iemand, solank hy inkom kans kan kry en jou deel kan maak van sy groot gemors en van sy sonde. Hy kleer sonde in om dit mooi te maak. Moet nie gevang word deur sonde nie. Moet nie ingee vir sonde nie. Sê nee vir sonde, moet nie toegee nie. En solank jy in daai krake inkry, het hy jou waar jy kan hê. Jy kan bid tot jy blou is, Here gaan nie antwoord nie. Jy kan vra tot jy blou is, Here gaan nie vir jou pad oopmaak nie. Voordat jy bely en jou sake vir hom regmaak en skik nie. Israel moes dit geweet het in die begin, voordat hulle afgode aanbid het, hulle het geweet. Hulle het geweet. Luister wat hierdie man doen. Ek wil met luister wat hierdie man doen. Die derde punt. Hy was vir 1 jaar en 1 maand in hy posisie. 1 jaar en 1 maand in hy posisie. Die volle jare wil sê, die eerste maand in die jaar, kan die eerste maand gewees het van die jaar ook. Kom hy, en hy praat heel eerste met sy priesters. Kry sy priesters by mekaar. Die manne wat die pas moet aangee. Die manne wat veronderstel is om die stem van God te hoor. Wat volgens die instruksies van God kan wandel. Hulle wat dan, hy roep hulle eerste in. Hy roep hulle eerste in. En hy sê dit. Hy sê, ons gaan die deure van die huis van die Here oopmaak. En die aanbiddingsplek gaan ons herstel. Want wat gebeur het, gaan nou vir die mens wat voor hulle gemaak het, daar was nie kerk gewees nie, daar was nie God gaan bid nie, hulle het afgode gaan bid, hulle het afgode gevolg, hulle het gedoen wat hulle wil, hulle het nie geluister na die koning nie, want die koning het dieselfde dan gedoen. Ek meen as jy kyk wat hy gedoen het daar, sy seun gedoen het, Manasse, hy het alles gedoen, hy het alles toegelaat. Verstaan, tot jy hom bekeer te wees die dag, maar hy het die pas aangegee. En toe hy sterf, wat gebeur? Hulle keer terug na die fondasie wat in die begin in hulle lewe gelê het. Dit was afgode aanbid, afgode diens, afgode offers. In 'n kort tyd kon hy Israel terugtrek en hy kon hulle leer, maar agterna voor dit was hulle weggetrek deur sonde, want sonde se aantrekkingskrag kan jy nie weerstaan sonder die hulp van die Here nie. Hoor wat hulle sê. Dis nie maklik om nee te sê nie. Want hulle voor jou staan en vir jou vra om deel te neem aan dinge. Voor jou staan en sê, gooi julle eerste dop. Voor jou staan en sê, kyk saam met my regter, ons gaan lekker bier drink. Voor jou staan en jou uitnooi om deel te neem aan sonde. Dis nie maklik om nee te sê nie. Kom nou. Kyk vir my saam, vanaand saam daai movie is 18 plus. Laat die kinders gaan staan dat kyk ons saam daai movie vanaand. Dis nie so maklik om nee te sê nie. Jy word uitgenooi en die vyand kleer daar die sonde so mooi in om jou te vang op die einde van die dag. Dis nie maklik om nee te sê nie. En Israel het teruggegaan op hulle ou weer afgode aanbid, weer al rituele gevolg, 'n God gebid wat nie antwoord nie, 'n God aanbid wat nie kan praat nie, 'n God van klip en boomstomp en allerlei gemors het hulle aanbid. En die God wat vir hulle omgegee, die God van Israel, het hulle rug op hom gedraai. Verskriklik, en dit is wat baie mense vandag doen. Draai op rug op hulle. Hy sê ons gaan die deure van die huis van die Here oopmaak en die aanbiddingsplek van God herstel. Ons is saterdag op 'n vergadering sê vir Halloween. Ek het laas oor gepraat en die ding kom dat hulle die kerke onder beheer van die regering geplaas word. Kom mense, ek was saterdag op 'n vergadering wat hulle bevestig het. Hulle wil beheer uitoefen met 'n paar mense, 'n paar denominasies
sy gemeentelede dat gras eet het, ander dat petrol drink het, ander op naakvroue geloop het, allerlei verkeerde dinge gedoen het, word almal op dieselfde kant geskeer. Hulle wil beheer uitoefen oor die kerke. Jy kan nie preek wat jy wil preek, jy moet preek wat hulle vir jou te preek. As jy by 'n geregistreerde pastoor nie, in die oude byeenkoms word jy toegesluit. Hulle gooi in die tronk saam met jou gemeentelede. Jy gaan tronk toe. En dit kom, dis tekens van die tye, mense, dit kom of ons nou al teenskop of nie, ons probeer ons die persoon was sy bes om soveel as moontlik mense te kry, dat ons 'n ding kan instuur, dit hulle jare ons tyd om te doen, maar dan gaan dit instel, dat die vrou wat in beheer is van dit, sê vir my, waar kan mense met God praat, en God met mense, julle sê lekker hierbo nie. Maar ons sit by die huise, ons sê, ek kom daar se vanmorgen, ons gaan doen shopping op 'n Sondag, maar as die deure toegemaak word, dat ons niks kan doen nie, wat gaan jy doen? Waar gaan ons by mekaar kom? Soos China daar, gaan ons dieselfde doen, ondergronds, een van die grootste kerke ter wêreld as in China, ondergronds, miljoene by die miljoene wat God aanbid, wat Jesus aanvaar as sy persoonlike saligmaker. Kom nou! Hulle memoriseer die Bybel in die tronk, wat op die mure van die tronk het hulle skriffies neergeskryf hulle op 'n stukkie papiere, dan memoriseer hulle skrifgedeelte, en dan kou hy stuk, en hulle sluk het in, anders word hulle verder gestraf. Hulle memoriseer, een pastoor sê, hy deel Bybels uit, en die sien die een vrou gee die Bybel vir die ander ene, en hy geagterna, as jy ook gegee die Bybel vir my persoon, hy sê, wat sy weet wat jy weet, dit is, ek weet wat het is, sy net gememoriseer as sy dit reguit vir hom gesê wat daar staan, en wat daar in die Bybel staan. Hoor jy, dis wat hulle Dawid nog vandag nog steeds doen. Memoriseer die Bybel, ons sal nie 'n Bybel in ons huis kan hou nie. Ons sal nie kan waag om 'n kerkdeur oop te maak nie. Ons sal nie kan waag om by huisdienste te hou nie. Hulle gaan jou opvolg, hulle gaan jou vang, hulle gaan jou toesluit, dis wat gaan kom, mense. Ek was Saterdag daar, ons het dit bespreek, en ons al die dinge gesê, die Here oor my hart vanmôre, ons speel met ons tyd tot ons beskikking, en terwyl ons weet dat die tyd kort is. Ek kan nie verstaan nie. Ek kan nie verstaan nie. Ja. En mis die volk van die God van Israel terugkry om die God van hulle voorvaders weer te aanbid. Nou, as Manasse om koning was, wat is gesê daar was hy koning gewees, oor die 50 jaar. Hy was omtrent, hy was 12 jaar oud, die koning geword het, op 55 jaar was hy koning, was hy in beheer van Juda. Wat kan jy doen in 55 jaar, as jy verkeerde dinge doen, baie? Hoeveel kinders raak jy in die 55 jaar? Baie. Want hulle het altyd baie kinders gehad, hulle het tribes gebou in daai tyd. Hoe meer kinders, hoe meer geseënd is jy. Verstaan? So hoeveel van daai kinders wat in die tyd van Manasse groot geword het, en in die tyd van Hizkia se pa Agas groot geword het, was die dinge verkeerde dinge oorgedra het, hulle het geabsorbeer, hulle het deel gemaak van hulle. Wat en hoe het hulle geleef, volgens wat hulle geleer was. Hulle het gehoor, daar is 'n God van Israel. Hulle het gehoor wat hy gedoen het vir hulle voorvaders, maar het nooit die
voorreg gehad, van hulle het gesterf. In daai tyd het hulle gesterf sonder God. Is hulle ewigheid in sonder die Here, omdat hulle verkeerd geleer was. Verstaan wat pastoor sê, dis belangrik mense, maak nie saak dat my vanmôre sê, die Here moet ons help, luister vir my, die Here moet ons help, moet jy ophou bid vir jou man, vir jou vrou, vir jou kinders en jou kleinkinders sê, jy mag dit nie doen nie, dis wat die duiwel soek, hy wil hê jy moet ophou bid, hy wil hê dat hulle verlore moet gaan, dis wat hy wil hê, hy sal jou stop om dit te doen, maar moet nie ophou bid nie, die Here wil ons moet aanhou bid, totdat daar deurbraak is in hulle lewe, en die Here hulle kan in kontrol, en hulle kan deel word van die koninkryk van God, moet nie ophou bid nie. Moet nie ophou bid nie. Jo, luister wat hy sê. Luister wat hy sê, het my getref, hierdie het my getref. Dit maak my hart so seer, as ek dan kyk en ek kyk na vandagse dinge, sê ek, Here, ek gaan baie keer erger vandag. Verstaan, wat doen jy as jy in 'n noodsituasie beland? Wat doen jy as jou man of jou vrou op sterwe lê? Wat doen jy as jou kinders miskien iets moet oorkom? Wat doen jy? Jy het nooit belang gestel om te aanbid nie, wanneer jy so voel, ja. Jy het nooit belang gestel om kerk te kom nie, wanneer jy so voel, ja. Nou kom maar 'n situasie op, na wie toe gaan jy, waar klop jy aan, as jy nie tyd aan hom spandeer het nie? Waar gaan jy, wie vra jy, as jy mediese niks meer kan doen nie? Wie is daar wat jou gaan help? Wie gaan jy help? Wie gaan by jou staan? Wie gaan jou gebed beantwoord? Jy het self daai deure toegemaak. Jy het self 'n koperplafon gemaak. Nie die Here nie. Jy self is die oorsaak dat die Here nie jou gebed beantwoord nie. Jy's die oorsaak. En dus ek wil vanmôre vra, waarna toe gaan jy gaan as dit sulke dinge gebeur? Wat doen jy? Wat doen jy? Luister. Die Bybel sê dat hulle voorvaders die verkeerde dinge gedoen en hulle rug op die God van Israel gedraai en hulle aangesig van die tabernakel van die Here afgewend. Hulle het na die afgode gekyk. Laat my dink aan Jesegiel, waar hy die gat in die muur gekyk het. Wat sien hy daar? Hy sien God se volk. Hy was al onder hulle gewees. Hy kon dit nie sien nie. Hy saam rond beweeg. Hy kon dit nie sien nie. Die Here moes sy oë oopmaak. Hy moes die skil van sy oë laat afval. En toe hy die gat in die muur kyk, wat sien hy? Hy sien Israel, sy aangesig na die son toe, hulle rug na die tempel van God toe. Is hulle besig om afgode te aanbid. En mense, vandag is dit dieselfde. As daar enigiets in jou lewe is wat jy meer tyd aan spandeer as die Here, word dit 'n afgod in jou lewe. Maak nie saak wat dit is nie. Dit word 'n afgod in jou lewe. En daar staan die Jesegiel en hy kyk na daai ding, hy kon dit nie glo nie. Hy gaan saam met die mense in ballingskap. En by die Kebar rivier moes God hom in die hande kry en die skille van sy oë laat afval en sy gaan kyk 'n bietjie wat hierdie mense onder jou doen. Selfs hier, hulle het God verlaat. En ek bid daar terwyl ek voorberei sê, Here, dat die ark van God weer terugkom in die kerke. Dat die teenwoordigheid van God weer terugkom in die kerke. Dat die vuur van die Here weer sal val in die kerke. Dat vuur elkeen se hart sal wees. Wat al die hoëlstoppels sal brand. Net die kosbare Here wat agter kan bly, wat God kan gebruik. Dat die vuur van die Here val. Dat die vrees van God losgemaak sal word. Dat mense op hulle knieë kruip tot voor hier, waar hulle God kan aanneem as 'n persoonlike zaligmaker, kan uitroep dat God hulle siele red. Hoeveel is daar? Hoeveel moet die Here nog doen om jou aandag te trek en te sê, om te sê vir jou, jy's belangrik vir my.
ons help. Dis ja wat die mense gedoen het nie. Al die voorbetaal vir die tempel toegesluit, en sê, julle kom nie by die kerk in die dis gebeur. Wat ingegaan die lampe doodgeblaas. So die lampe van die Heilige Gees, geestelike gesproke was daar nie meer nie. Gees van God was uitgeblus. Gees van God is uitgeblus in baie kerke vandag. Die mense kom eens agter nie. Want dink is nou 30.000, 20.000, 2.000, 4.000 mense sê, dat die Here is lees, baie keer die teenoorstelling. Verstaan? Entertainment kan baie dinge doen. So die Gees van die Here was, sy lamp was uitgeblaas en het dood gegaan. Daar was geen offers gebring nie, geen reukwerk, geen brandoffer aan die God van Israel nie. Daar was nie lofpryse in aanbidding nie. Laat my dink aan die tyd toe hulle ballingskap toe gaan. Die Bybel sê dat hulle harp in die wilgerbome opgehang. Daar was treurigheid onder hulle gewees. Hier was treurigheid. Hoe kan jy dieselfde leef as jy nooit jou mond kan oopmaak om God te aanbid nie? Jy kan nou dieselfde wees nie. Dis 'n wapen wat die Here ons gegee het om die Here te aanbid en te prys, en spat demone uit mekaar uit. Maar hulle het al daardie dinge opgegee vir 'n dooie God. Ja. Vir 'n dooie God. Julle moet ons help. Baie huise vandag is daar die huis van die gesinne en families. In daai huise gaan dit nie so goed soos wat dit ons dink so geestelik is nie. Kom Sondag met sy Sondagpak aan, sy kerkkompak aan. Kom sit en steek hande op en prys die Here en gaan te kere. En Maandag, as daai Maandag aanbreek, dan waai die hare. Vloek dat die neut op die kop, en mense sê die vloek dat die neut op die kop oopgaan, bars. Skets en swets en gaan te kere van die Maandag tot die Saterdag en Sondagoggend sy opstaan en sê, hoe ons gaan vanmorgen kerk toe. Trek aan, kom kerk toe, aanbid en Maandagoggend waai die hare, binne die huis, buite die huis, selfs die hond word daaronder, word geskop en jy kan toe geskuif en allerhande dinge word gedoen. Die honde hardloop weg as dit Maandagoggend is. Hoor wat pastoor sê. Hoor wat ek sê. So wat ons Sondag is hier, behoort jy reg deur die week te wees. Ek sê ons maak foute nie. Luister my. Ek sê ons maak foute nie. Maar wat jy Sondag is, moet jy deur die week ook wees. En kan ons daardie mense terugkry na 'n ou plek waar hulle in die begin was, dat hulle dieselfde God kan aanbid wat hulle aanbid het in die begin. Hy moes hulle wegkry van die afgodsaltare, van die offers, van hy beelde, alles wat hy moes hulle wegkry van al daardie dinge. Kom nou mense, ek wil sê, Here help ons, bring die ark terug in die huis, bring die ark terug in ons kerke, bring die ark terug in ons huise, dat gesinne en families weer die Here kan dien met vrees en met bewering. Dit gaan kom, maar vir baie gaan dit te laat wees. Ek is 'n rukkie terug vir gevra, want laas het jou huisgesin bedien met nagmaal. Ek dink baie nog steeds nie gedoen nie. Hoe belangrik is dit? Baie belangrik. Jy kan elke dag kan jy nagmaal, elke dag kan jy mekaar bedien met nagmaal. Elke dag, jy moet 'n dag vir jou uitkies, maak jy saak wat se dag is nie. En voor jy gaan slaap in die aande miskien, dat jy die broodjies sal neem en jou blikkies sal neem en die dood van Jesus Christus herdenk, maar ook vir God die Vader sal dankie sê vir die oorwinning wat sy seun behaal het op die kruis van Golgotha. Wat laas jy het gedoen?
Wanneer laas het jy die Bybel gelees? Wanneer laas het jy saam gebid? Wanneer laas het jy 'n bietjie gepraat oor godsdiens, oor die dinge van die woord in die huis? Wanneer laas jy dit gedoen? Nie praat oor probleme nie, oor ander dinge. Nee, praat oor die woord. Wanneer laas jy vrou en jou kinders bietjie daaroor gesels en 'n openbaring onder mekaar gedeel, dat hulle kan verstaan wat die woord sê? Wanneer laas het dit gebeur? Wanneer laas het sulke dinge gebeur? Ek vra my net vanmôre. Ek vra my net vanmôre. Luister. Luister. Hy gaan verder. En hy kom na die priesters. En hy praat met die priesters. Hy sê die volgende wat ons gaan doen is dat julle gaan julleself heilig. Ondersoek jou daagliks. Ondersoek jou daagliks, sodat jy kan seker wees, jy is reg. Kyk of daar enige blokkades in jou lewe is, of daar enigiets wat die vloei van die Heilige Gees keer. Belydenis moet gedoen word, en om ontslae te raak van dit, wat die vloei van die Gees van die Here blokkeer in jou lewe. Almal van ons sondig op een of ander manier. Romeine 3 vers 23 sê, For all have sinned and come short of the glory of God. As ons sondes bly, 1 Johannes 1 vers 9, hy is getrou en regverdig en ons is vergewe van al ons sondes en te reinig van ons ongeregtighede. Ons moet onsself ondersoek en reinig. Wat sou hulle doen met die reinigingsproses? Nommer 1, hulle sal hulle klere was. Hulle sal hulle klere was, dit is vir my altyd interessant. Hulle sal hulle klere was. Hulle moet skoon klere aantrek. Tweedens wat hulle sal doen, hulle sal hulle self met olie salf. Dan sal hulle offerdiere bring vir offer, om geoffer te word aan die Here. Dan sal hulle heilige klere aantrek, ook die priesters. Die priesters sal ook hande op die offers lê. Dan sal hulle die bloed vat en op spesiale plekke aan die hoofpriester se liggaam smeer en op die altaar ook. Sodat hulle gesorg hulle gereinig is, voor hulle dit na God toe kom, die God van Israel, om offers te bring en om vir onvergifnis te vra. En dan laastens hulle spesiale wyfoffer seremonie gehou. Ons noem dit die wife offering. Wife offering. En dit het hulle gedoen, al die dinge, die reinigings van die tempel, die reiniging van hulle self, en alles het hulle gedoen binne 8 dae. En die nommer 8, of die getal 8, numeriese waarde van die getal 8, die symboliese betekenis daar, the number 8 symbolizes deliverance and redemption and resurrection and a new beginning. So hulle het gemanifesteer, hulle het gedoen, hulle het toegepas, sê Here, ons begin nou 'n nuwe begin saam met U, 'n nuwe begin saam met U. Luister. Dan laastens wat hulle gedoen het, daar moes die priesters, die leviete in die tempel van die Here ingaan. Hulle moes die deur oopmaak, hulle moes ingaan, en van alles ontslae raak wat onrein was, wat deur die goddelose konings vir hulle plesier gebruik was. En dan moes hulle daai dinge wat daar was, wat hulle kon reinig, hulle gevat in die Kidron rivier toe, dit skoon gewas en teruggebring. En ander wat hulle nie kon doen het, hulle in die Kidron rivier gegooi, en dan nuwe goede daar gesit, soos by troonbrode en die altaar en al die goede wat hulle herstel het binne in die tempel. Maar het gesorg dat het skoon gewas is deur die Kidron rivier. Ons moet sorg dat het skoon gewas is deur die kosbare en kragtige bloed van ons Here Jesus Christus. So moet ons ook, luister mooi, ons huise skoonmaak.
maak jou lewe skoon. Kan net op daad. Want al die God is in jou huis. So baie dinge wat ingebring word, wat ons Vader nie behaag nie. Wat 'n kontakpunt is te demoniese magte, raak ons slaaf van dit. Maak jou eie huis skoon. Waarna kyk jy? Waarna, of wat lees jy? Kom nou mense. Wat doen jy? Kyk jy na dinge wat verkeerd is? Lees jy verkeerde dinge? Saam met ander mense, maak jy saak, jy vra dit weer. Sal jy dit doen as Jesus Christus saam met jou in die huis is en saam met jou sit? Sal jy dieselfde dinge doen wat jy nou doen? Die vraag, beantwoord die vraag jouself. Raak ontslaaf van dit, breek met dit, dat die Here vir jou iets nuuts kan doen in jou huis, in jou familie, in jou finansies, in jou huwelik, dat die Here dit kan doen. Moet nie plek vir die duiwel gee nie, want net dit hy vir hom gee, dit vat hy. Vyfde plek wat is kan doen. Hy sluit 'n verbond met die God van Israel. Die verbond is 'n bindende ooreenkoms of 'n heilige belofte en 'n verhouding gebaseer op trou en lojaliteit. Hy het dit gedoen sodat die God van Israel sy toorn sou afwend van sy volk. As jy moet gaan lees wat daar gebeur het, dat die kinders van hom was gevang geneem as slawe. En dat het omgekom onder die swaard. Hulle het swaar gekry. Hulle kon nie deurkom, baie kon nie deurkom, kom ek doen so ons taal, met hulle finansies nie. Lyk of daar 'n gat in jou sak is, waar jy insit van dit uit, kan jy verstaan, hoekom jy gaan kyk 'n bietjie, waar jy deur oopgemaak het vir die vyand. Hy steel, hy slag, en hy verwoes, dis wat Johannes 10:10 vir ons sê. Gaan kyk dit. Hy het gedoen, want hy wil die volk teruggehad het, dat hulle God dien. Hy wou dinge herstel en God se volk weer met hom herenig. Hy wil dit doen. Hy het alles in sy vermoë gedoen om die volk bymekaar te kry, om weg te breek van die afgodsaltare. Wat doen jy vir jou huis? Pa, wat doen jy vir jou huis as die ma die leiers? Wat doen jy vir jou huis? Dat jou kinders die Here dien, dat jou huisgesin onder die bloed van Jesus bly. Wat doen jy? Wat verwag die Here van jou om te doen? Kom nou. Dan nadat die priesters die offerdele slag en die bloed sprinkel hulle oor dan uit oor die altaar, gooi dit uit sy hele vertaling. Luister, die wet vereis net een offerdier. Net een. Maar gemaak 'n studie van daai hoofstuk 29 en gaan kyk hoeveel offerdiere Hizkia toegelaat het om geslag te word. So groot was die sondes en die lelike dinge wat Israel gedoen het. Hy het in sy hart geweet en geglo, Here, een offerdier gaan help nie, alhoewel dit so gehelp het. Het hy geslag net om offers aan God te bring, sodat die God van Israel die volk kan herstel en kon vergewe. Gelees daar. Verskriklik baie. En as jy gaan lees, daar was baie, daar was soveel gewees, dat die priesters kon nie voorbly om die dier te slag, net die priesters kon dit doen. Dat hulle die hulp van die Lewiete ingeroep het, die Lewiete het gekom en gehelp slag, sodat al die diere geoffer kon word. Soveel offers het hulle gebring aan die God van Israel, om te bewys en te sê, Here, ons is jammer, ons het verkeerd gedoen, ons het verkeerd opgetree, ons het gesondig voor die aangesig, neem ons weer aan as u kinders, Here, en skep vir ons in ons binneste rein hart en 'n vaste gees. Bring ons terug na die plek waar ons was, want ons wil U aanbid en ons wil U naam groot maak.
Amen. Maar ons het 'n lam wat vir ons geslag is. Wat alles op hom geneem het. Elke druppel in die bitterbeker geledig het. En ons skuldbrief teen ons uitgewis het. Die duiwel het niks teen jou en my nie. Hy kan niks teen ons gebruik nie. Hy het niks om teen ons te gebruik nie. Tensy jy die opening gegee het deur sonde en dinge wat jy gedoen het, wat verkeerd was volgens God se woord. Toe die sondeofferbokke en die priesters met hulle hande daarop gelê, toe bring hulle dit, en die priesters het hulle hande op die sondebokke offer, en toe sy sondebokke offer geslag, en die bloed is uitgesprinkel en gegooi op die altare. Nou in die ander gedeelte in die Ou Testament, het hulle baie keer twee rabbe gebring, sondeofferbokke gebring, dan het hulle die een geslag, en eers hulle hande gelê op daai bokke, en die sonde basies oorgeplaas op die bokke, so nou draai hulle die sondes wat hulle nou gedoen het en wat ons nou voor offers gebring het. En dan stuur hulle die een sondebok offer in die woestyn, dat hy self maar vrek daar. Maar ander woorde, so ver is ons sondes weg van hom verwyder. Dan stuur hy sondebok offer in die woestyn en die ander een slag hulle en dan besprinkel die bloed as 'n sondeoffer voor die aangesig van God die Almagtige. Jesus het ons al klaar vergewe, want die lam was vir ons geslag, 'n lam vir huisgesin, ons sondes is vergewe, dis weg was deur die kosbare bloed van die lam. Een keer het vir ons gedoen, en is daar vir ons vir altyd. Al wat ons moet maak, is om te sê, Here, ek is jammer, ek het verkeerd gedoen, vergewe my, en Jesus Christus vergewe jou, sonder om te vra, hoekom en waarom. Hallo? Sonder om te vra, hoekom en waarom, vergewe hy jou. Amen. Hierdie handoplegging op die bokke het 'n belangrike simboliese betekenis gehad. Die sonde van die volk is oorgedra na die bokke toe. En dan hulle laastens wat hulle gedoen het. Hulle gaan nou mee sluit, die laaste een wat hulle gedoen het. Hulle het die God van Israel weer geaanbid en geloof. Is dit nie wonderlik nie? Hoe kan jy hom loof as jy hart vol sonde is? Dis moeilik. Baie moeilik. Maar die oomblik wat jy vergewe, hy reinig jy deur sy kosbare bloed, kan jy jou hande wat rein is ophef hemelwaarts, en jy kan God aanbid en prys, en dis wat daar gebeur het. Die Bybel sê hulle het trompette geblaas, hulle het hartbegaar dinge daar as jy gaan lees, hulle het die musiekinstrumente gevat, en dan begin sing, en die volk het uit volle bors uit saamgesing, en die God van Israel groot gemaak en aanbid, want dit wat teen hulle was, wat in die pad gestaan het tussen hulle en God, was in die weg gerem. Daar was 'n oop pad nou vir hulle gewees, om die Here te volg, 'n oop pad om die God van Israel te aanbid, en dis al wat Hizkia wou gehad het, 'n volk wat hy kan lei in die vrese van die Here, wat die God van Israel kan aanbid en dien met hulle hele wese. Dis al wat die Here soek. Dien hom met jou hele hart. Dien hom met jou hele wese. Moenie skaam wees om te sing in die motorkar. Moenie skaam wees om te sing by die huis. Moenie skaam wees om te sing vir almal nie. Moenie skaam wees om die naam van die Here op te lig nie. Moenie skaam wees om sy naam op te hef en te verheerlik nie. Ander te vertel van Jesus nie. Loof die Here, want hy is goed en sy goedertierenheid duur tot in alle ewigheid. Ek het in die oggende, ek weet of jy seker al my geheime nou verklap nie, maar in die oggende lees ek daar die laaste 3 psalms in Psalm, en ek lees dit as 'n lofprysing, en ek wil vir jou net gou vinnig daar Psalm 146, Psalm 149, 150 lees. Weet jy wat se krag in hierdie psalms is? Luister wat die psalmdigter sê. Psalm 149, Halleluja, sing tot eer van die Here 'n nuwe lied. Sy lof in die vergadering van die gunsgenote.
Laat Israel hom verheug in sy maker. Laat die kinders van Sion juig oor hulle koning. Laat hulle die naam loof in koordans om psalms sing met tamboerijn en siter. Want die Here het 'n welba in sy volk. Hy versier die ootmoediges met heil. Laat die gunsgenote, ons is gunsgenote, juig in heerlikheid. Laat hulle jubel op hulle bedde. Lofverheffing van God is in ons keel en 'n tweesnede swaard in ons hand om wraak te oefen onder die heidene, strafgerig onder die volke. Luister mooi, om hulle konings, wie is hulle koning? Satan is hulle koning. Kom sê Ina, Satan is hulle koning. Satan is hulle koning, om hulle konings met kettinge te bind en hulle edeles met ysterboei, daai woordjie kettingsplaat, met vurige kettinge wat ons hulle vasmaak, om 'n vonnis, hier is my ook pragtig, om 'n vonnis wat opgeskrywe is, aan hulle te voltrek en te herinner. In eer is dit wat al sy gunsgenoot, halleluja, wat 'n vonnis gaan ons maar herinner, dat Jesus Christus het 2000 jaar terug hom oorwin op die kruis van Golgotha, hom ontklee en teruggebring na Rome toe, in die openbaarte toegestel, waar almal gesien het, hy is ontneem van sy gesag en autoriteit, en Jesus Christus is in sy hand, die sleutels van die dood en die doderyk. Hy is oorwin deur die leeu en stam van Juda. Glory! Dis die laaste op Psalm 150. Halleluja, loof God in sy heiligdom, loof hom in sy sterk uitspansel, loof hom in sy magtige dade, loof hom na die volheid van sy grootheid, loof hom met basijngeklank, loof hom met harp en siter, loof hom met stamberijn en koordans, loof hom met snaarspel en vleit, loof hom met helder cymbale, loof hom met lintende cymbale, dat alles wat asem het, die Here loof. Doen dit in jou huis. Doen dit voor die skollegoedwasser, of voor jou, waar jy skollegoed was. Doen dit wanneer jy gras sny. Doen dit wanneer jy naaldwerk doen. Doen dit wanneer jy stap in die winkelsentrum. Doen dit in enige plek waar jy kos maak. Maak die saad nie, maak die naam van die Here groot. Dis wonderlik, waar jy sy naam groot maak, want elke woord wat jy daar sing, word gehoor in die hemelruim daarbo. Niemand gaan jou stop nie, want dit gaan deur soos 'n swaard, wat in vuur gedoop is, reg deur tot by die troonkamers van die Here. Hy hou daarvan dat sy gunsgenoot om aanbid en prys en mense. Dis ons grootste wapen wat ons het in tye van depressie en ooppressie, is om ons mond oop te maak. En die oomblik wat jy jou mond oop maak, dan skarrel die demone uit mekaar uit, wat hulle weet. Jy weet wat 'n krag is daar in lofprysing en aanbidding. Kan ons môre amen sê vir die Here? Kom aan, die verskap ons hande. Yes! Kom ons staan en bid ons aan. Vader, hier is die mense vanmôre. Hulle het gehoor hierdie boodskap wat ek oorgedra het, dank ek U. Dat elkeen vanmôre ontvang het, dat elkeen vanmôre gehoor het, dat elkeen ingeneem het vanmôre, dat ons huis toe gaan en sal toepas in ons lewe. Ons begin by ons huis vanmôre. Ons begin by ons huis vanmôre. Here, om dinge reg te maak, om ons sondes te bely, om proksie te staan, selfs vir hulle kinders is dan daar is nie, om in te tree vir hulle Here, om hulle plek in te neem voor die troonkamers van God. Ons doen dit vanmôre, en ons weet dat Here is daar om na ons te luister en uitkoms te gee. Dankie vanmôre, dat die woord ingang gevind het, en dat ons nog vrug voortbring tot eer en verheerliking vir die naam. Ons prys die Here, ons dankie daarvoor. 'n lampvleisgesin was vir ons geslaag, en dis genoeg vir ons, en ons weet vanmôre, niks kan ons skei van die liefde van Jesus Christus, wat in ons harte is nie. Dankie, ons prys en ons loof U daarvoor.